Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoe met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke weeksaand tussen 6 en 7. Die splinternuwe King 5 kodes vir koöperatiewe bestuur het op 1 November in werking getree en vervang die vorige King 4 kodes. Nou die nuwe kodes is onder die leiding van die Instituut van Direkteure en die King Komitee saamgestel en dit stel 'n riglyne en beginsels vir goeie korporatiewe bestuur. Nou, hoewel genoteerde maatskappye die King-kodes as deel van hulle noteringsvereistes moet toepas, is dit nie verpligtend vir ander ondernemings en organisasies nie. So dit is dus vrywillig. Ansie Ramalho is op die lyn. Sy is die voorsitter van die King-komitee oor korporatiewe bestuur en een van die voorste spesialiste in die veld van korporatiewe bestuur in Suid-Afrika. Ansie, baie welkom by die program. Die King 4 kodes is reg oor die wêreld gesien as 'n uitstekende stel kodes om beter korporatiewe bestuur mee te bring. Hoekom was dit nodig om 'n 5de stel kodes saam te stel? Goeienaand, Ryk. Ja, die King-kodes staan hoog aangeskryf omdat dit 'n redelike progressiewe beeld van korporatiewe beheer voorstel. Die King-kodes is baie gerig op resultate eerder as reëls en ek dink dit sit dit apart van wat ons internasionaal kry. Omdat ons gerig is op resultate, is dit dan natuurlik belangrik om in ag te neem wat die omstandighede is waarin organisasies hulle se bedrywe plaasvind, waar hulle bedrywe uitoefen. En daarom wanneer die operasionele omgewing verander, is dit nodig om die kode ook op te dateer. Nou sommige van hierdie veranderinge sluit in die veranderinge tot die maatskappywet, spesifiek die wat te doen het met vergoeding van direkteure en uitvoerende hoofde en dan ook die veranderinge in die maatskappywet wat hoër vereistes stel vir die sosiale en etiek komitee. En dan behalwe dit is daar internasionale standaarde uitgereik in die laaste paar jaar oor volhoubaarheidsverslagdoening en dan is daar natuurlik ook al die tegnologiese ontwikkelings wat maatskappye noop om hulle bedryfsmodelle te hersien. Ja, ek het daar gesien, daar's 'n hele klomp veranderings en ek dink, soos jy gesê het, dit pas ook aan by veranderings in die makro-omgewing. Maar dis nie verpligtend vir maatskappye buite nou genoteerde maatskappye nie. Is daar enigstens 'n manier hoe jy kon meet dat die King 4 kodes 'n verskil gemaak het in die vlak van etiese bestuur, koöperatiewe bestuur in Suid-Afrika? Ek dink dit is een van die probleme wat ons, toe ons nou kennis geneem het van al hierdie veranderinge wat ons moet inbring in die opdatering van King 4. Een van die problematiese aspekte van King 4 wat ons tot ons aandag gekom het, is die feit dat die blootlegging, die verslagdoening oor King 4 nie goed genoeg is, sodat mens 'n waarneming kan maak waarop jy kan steun ten einde 'n assessering te doen van die verskil wat King 4 gemaak het nie. So een van die groot belangrike veranderinge wat King 5 inbring is om die verslagdoening meer effektief en meer spesifiek te maak, meer deursigtig te maak, sodat hierdie tipe van assesserings gemaak kan word. Maar as ek nou net moet gaan op jy weer terugvoer, anekdotal terugvoer, dan sal ek sê dat King 4 is die
wat King 4 apart gesit het van King 3 is dat dit uitkomsgebaseer is. En dit het 'n groot verskil gemaak aan hoe maatskappye en direkteure en belanghebbers en beleggers die doel van korporatiewe beheer beheen het. Ja, ek het nou al baie tyd gespandeer op dit, is uitstekend en weet as alle maatskappye in die regering of alle organisasies dit aanvaar en toepas, gaan ons in 'n totaal en al ander wêreld leef hier in Suid-Afrika. Is daar 'n manier dat jy kan meet hoeveel instansies, maatskappye hulle self verbind tot hierdie kodes? Ek kan sê dat op hierdie stadium dit sal moeilik wees om 'n maatskappy te identifiseer wat hulle nie verbind daaraan nie. So ten minste op die voorblad van hulle jaarverslag is dit ja. Heeltemal. Ten minste wat lippetaal aanbetref, is daar baie wye aanvaarding van die kode. Maar die probleem is, of die dilemma is, dat 'n mens net 'n assessering kan doen van die kwaliteit van hierdie aanvaarding of implementering van King 4 of King 5 dan nou. En hierdie assessering kan jy net doen na aanleiding van die blootlegging, van die verslaggewing. En dit is hoekom ons soveel klem plaas op verslaggewing in King 5. Dit is interessant en ek is seker dit gaan weer van die voorste kodes vir koöperatiewe bestuur in die wêreld wees. Hierdie hele King komitee word baie hoog aangeslaan in die werk wat hulle doen. Maar Ansie, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Ansie Ramalho, sy is die voorsitter van die King komitee. Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoe elke weekdag om 7 namiddag. Vir meer Moneyweb Potgoe, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.